Ehm ja, ek dink ons is reg. Ek dink elke coach wat hierdie tyd van die jaar 3 weke uit van die groot toernooi af, is nervous oor beserings. Gaan ons gou genoeg by mekaar kom, gaan ons gou genoeg klik en op dieselfde golflengte kom. Maar dan dink jy net weet soos ons speel Engeland. Engeland gaan volgende week of wat kom in die final. Twee spanne in die final van die Premiership. You know, Ierland en Leinster in die final. Ons het die Bulls in die final. So jy dink altyd ons wil ouens by ons kry, ons wil 'n coach, ons wil regkom vir Engeland, maar hulle sit in dieselfde bootjie. Ek dink ons is baie bevoordeel in Suid-Afrika met die hoeveelheid spelers wat ons het, die klas spelers wat ons het. So as ons nie reg is dan sit vingers na ons coaches gewys en ons scouting en hoe ons players trek en hoe ons alignment kampe doen en so aan, want ons kan glad nie verskoning vir beserings gebruik hier. Ons is 'n land met, ek dink nou 2 weke terug was daar 450,000 spelers wat geregistreer is in Suid-Afrika wat rugby speel, en daar's ander lande wat 160 het en hulle compete goed. So ek dink ons is so goed voorberei as wat ons moontlik kan, maar die volgende 2 weke gaan vital wees om te sien hoe skop ons af. En ek praat nou van op die oefenveld, nie beserings, op die oefenveld afrigting om reg te wees vir daai groot Engeland. Die samestelling oor die span nie, Ja, die samestelling oor die span. Eerstens, dis party ouetjies wat mans wat van beserings af terugkom, party wat game time nodig het, wat rukkie vroeër opgehou het in die Japaneese liga. Party spelers nog hier soos Thomas de Tooy en 'n paar ander wat nog in hulle kompetisie speel. En dan is daar 'n paar ouens wat ons rus om seker te maak hulle het genoeg rugby gespeel, maar hulle sal reg wees vir Engeland. En dan obviously is daar 'n hele paar beseerde ouens. En dan die samestelling van die span is, ek dink die enigste snaakse plek is vir Keane 110. En ons wil eintlik sien kan hy vir ons 10-15 cover. Ons weet hy kan 15 en win cover. Hopelik wat ons en hom sien, ek en Stok en Tony daaroor gepraat, is ons ou en hom wat 10 en 15 kan speel, dan kan dit ons help met team selection vorentoe. En dan ja, die twee nuwe hakkers, nie nuwe hakkers, die ander hy gooi een testcap en JJ nog niks. En as ek kyk na hierdie groep, die enigste ouens wat nie jong Riley het nie 'n cap nie, Sadie het nie 'n cap nie, JJ het nie 'n cap nie, Paul de Villiers het nie 'n cap nie, en Woesie het nie 'n cap nie. So is 1 2 3 4 5 ouens wat gekap moet word. En wat hulle eerste game speel nou, is 'n toets wat ons speel teen die Barbarians, maar hulle dra die Springbok try en hulle hooplik hulle sing ons die anthem en dit is 'n groot dag. So ja.